Aan die oosterkant van Daagsmosse lê die Takanmeer. Dit is een van die mooiste mere denkbaar. Lank gelede was dit blykbaar nog groter as wat dit nou is. Maar toe het die mense gedink dat dit 'n te groot stuk vrugbare aarde bedek. Hulle toe probeer om die water te dreineer, sodat hulle op die bodem van die meer kon begin ploeg en saai. Hulle het dit egter nie reg gekry om die hele meer droog te lê nie, alhoewel hulle dit eintlik so beplan het. Die meer lê dus vandag nog oor 'n wye gebied uitgestrek. Weet jy waarom soveel voëls hier woon? Omdat die water hier nie koud is nie. Ek weet waaroor Martinus so baie lag. Het miskien jou bakkies gewaar? Ag, is nie. Hulle sien ons glad nie. Daai twee het net oë vir mekaar. Maar almal van hulle ly aan die kwaal. Kyk 'n bietjie wat daai twee aanvang. Hulle is nou werklik laf. Gustav! Kom hoor tog eers 'n bietjie. Kom jy maar na my toe. Hy sterf met 'n besonder slegte been, hè? Ja, en hy's al 'n paar dae lank so. Ek weet ook nie wat hom bekeer nie. Ek kan julle presies vertel wat met hom verkeerd is. Hy's jaloers. Is nie. Jy praat onsin. Ek was in my hele lewe nog nooit jaloers nie. En ek sal nog nooit nodig hê om op iemand jaloers te wees nie. Pas op, Gustav. Is toch so hoogmoedig. En dit maak hom eensaam. Gustav eensaam? Ag nee ja. Sy eie sak. Akka, hoekom vlieg ons nie verder nie? Ek weet jy moet die besluit neem, maar dis mos al 2 dae wat ons hier is. Ag Niels, die meer is vir my te mooi. Ons bly maar 'n bietjie langer. Die water mag volgende somer wanneer ons weer kom verdwyn. Maar die meer kan tog nie sommer opdroog nie. Wanneer mense die plek eers ontdek, Niels, kan selfs 'n meer opgedroog word. Weet jy wat beplan die groot mense, hè? Glad nie. Dis vir my te lekker om jou te sien. Sonder jou was ek vandag nog 'n lokvoël. Cesar mis jou. Hy sê dis baie stil vandat jy weg is. Ja, ek mis hom ook, al het hy my baie gepla. Ek moet sê, hy het my toentertyd mooi opgepas toe ek seer gekry het. Maar ek kan nou eenmaal nie vir mense werk nie. Jy verstaan dit seker. Ons het hulle uitoorlê, nee. Ja, dis alles jou skuld. Ek weet jy het my gehelp en ek's baie dankbaar vir my vryheid. Maar daar's iets wat my nou pla. Ek is bekommerd oor Perola. Ag nee, Jaru, dit gaan goed met Perola. Maar as jy wil, sal ek plaas toe gaan en vir hom groete sê. Asseblief, sê vir hom ek bly sy vriend, hoor. Natuurlik, Jaru. Jy weet tog, op Niels Holgersson kan almal reken. Perola, jou ou eentjie kon nie hier by ons bly nie, hy het weggevlieg. En jy, Cesar, is jy ook hartseer oor hom? Ek kan dit verstaan, ja. Ek was ook baie lief vir hom. Kom speel nou bietjie buite. Perola wil vir Jaru hê, mamma. Ek soek na Jaru. Waar is Jaru? Hy speel daar buite in die water. Hy wil saam met sy maats in die meer swem. Jaru is mos 'n wilde voël, daarom moet hy vry wees. En by die ander eende bly. Die arme eentjie wou nie meer soos 'n kat in 'n mandjie lê nie, Perola. 'n Wilde een moet kan vlieg. Regtig, ou knappie, dis beter so. Ja, mamma. Kom, Cesar, kom.
Ja. Dis ek. Jaro. Kom hier, Cesar, kom hier. Kyk, daar's Jaro. Jaro. My liewe Jaro. Ola druk hom daarom baie styf vas. Ja. Ons sal in die toekoms moet vergeet van die plesier van So een bly die Jaro kom weer huis toe. versagte groenweiding vir ons vee verstaan. Die vraag is net of al die boere saamstem sien. Hulle het mos die manier om oor kleinighede soos kuifkop-eende se broeiplekke te redekabel. Maar dis nie kleinighede nie. Die Takanmeer is immers ons grootste saamtrekplek vir voëls. Ja, maar landerye is meer. Ek stem nie saam met jou daaroor nie, maar ons kan wag en hoor wat die ander sê. Jy gaan my môre nie by die vergadering teenstaan nie, hoor? Hulle moet môre daaroor besluit. Wees nou verstandig, ons het landerye baie nodig. Ek sal daaroor nadink. Ons moet vir Akka hiervan sê. Iemand moet hulle probeer keer. Maar hoe sal ons hulle ooit kan keer? Besluit al môre wat ons meer se toekoms is. As ek hulle reg verstaan het, behoort sommige boere daarteen te stem. Miskien is ons verniet bekommerd. Hulle gee min om vir ons. Ons is buitendien vir hulle niks meer as teikens vir skietoefeninge nie. As die mense moet kies tussen koeie en watervoëls, sal hulle beslis koeie verkies, maar ons moet hulle planne probeer omver. Toe gee pad voor my mens. Jou boy se mens. Ja, jy is ook een van daai nare skepsels. Jou boy se mens. Ek kan nie 'n oomblik langer na jou kyk nie. Ania, bedaar. Hou dadelik op. Wat het Niels met die drooglegging van die meer te doen? Ek skaam my vir julle optrede. Maak julle uit die voete, ek wil julle nie sien nie. Ja, Akka. Hoekom beskerm hy daai mense kind voortdurend, hè? Ons praat later daaroor. Toe kom nou. As ek nie by was, die was 'n vandag perde. En ek het nog altyd gedink hulle is my vriende. Jaro is weg. Cesar, word wakker, kom dadelik. Per-Ola is 'n gevaar. Cesar, word wakker jou slaapkous. Cesar, Per-Ola is besig om weg te dryf en die boot te lek. Per-Ola? Daar. Dis 'n groot lekplek, weet jy, Jaro. Die mense het gister nog daaroor gepraat. Groot? Die boot sal mos sink. Hy blaf daar baie. Is Per-Ola daar binne by jou? Nee, hy speel saam met Cesar by die water. Hoekom blaf die hond? Per-Ola! Die boot is weg. Per-Ola kan nie binne in die boot wees. Is dit die een wat... Vrou moenie so opgewonde raak nie. Hy kan net sowel hier in die omgewing wegkruip. Maar om veiligheidshalwe gaan ek die bure se hulp inroep. Cesar, kom. Ek gaan na die Olafsens toe.
Het enigiemand Akka van Capna Kaiser gesien? Parola! Waar is jy? Parola! Ek gaan so lank daar aan die ander kant begin soek. Parola! Help ons almal ry in dieselfde rigting nie. Gaan soek julle daar oorkant en ons gaan soek aan hierdie kant. Ek dink Niels voel geklink. Akka van Capna Kaiser. Dit is Jaro. Niels Holgersson. Hy's regtig haastig. Hy's nie net haastig nie. Iets het gebeur. Kom gou, jy moet help. Die boot het 'n lek. Wat is dit snaaks aan 'n lekplek? Baie bote lek mos. Die boot loop vol water. Oral is net water, vreeslik baie water. Die boot is amper vol. Is nie meer lank nie, dan sink hy. Die hele ding is vol water. En Perola kan nie swem nie. Die meer is vol water, maar dit mos ou. Hoekom verstaan niemand nie? Die boot het 'n lekker eislike lekplek en dit is alles vol water. Die boot het 'n lekker eislike lek en dit is so van hoe Jaro, kom asseblief na my toe. Haal maar eers diep asem. En 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en nou vertel ek Dis half lasse niemand help vir jou nie. Daar's 'n lekplek aan die boot en dit dryf al verder van die kant af en in die boot sit Perola. Is hy dan alleen in die boot? Is sy ouers nie by hom nie? Hy's alleen en hy weet nie hoe groot die gevaar is nie. Ons moet hulp soek. Ons moet soontoe vlieg en sy ouers daarvan sê. Niels, kom klim op. Jaro, wys my waar die boot dryf. Goed, kom. Miskien moet ons saam gaan om te gaan help. Ja, ons moet saam gaan. Jaro. Jaro. Oh, 'n poppie, 'n klein poppie. Hy staan daar. Jy sal my laat inval. Bly waar jy is, moenie nader kom nie. Jaro. Die boot is amper vol. Ons sal hom wel toe moet probeer stoot. Hou toch op met je toneelschap. Ik moet je vat om te die boot niet. Ek stoot water. Ja, vlees dan. Dit is nie 'n pop nie, sit nou onmiddellik neer. Dis stoot tog nou die boot. Is julle dan nou dom of wat? Stoot almal saam in dieselfde rigting. Kyk, dit is styf as dit maak my seer. Probeer nog 'n keer. Hup. Hup. Waarom staar jy my so aan? Die mense wat nie verparig ek kan nie verdra nie. Kyk aan dat pad man. Los my uit. Ek gril my dood. Sal iemand iets doen om die kind se hand van my kop af te kry? Ek sal nie fronsen, miskien trek dit sy aandag af. Al my kleine hondjies swemmer op die meer. Toe kom 'n bosse jakkals en hop hier. La 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 la. Stiek die arme hondjie op die plek. Parola! 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 Ek kan aan jou gesig sien jy het hom nie gekry nie. Ek weet nie waar ek hom nog moet soek nie. Iets moes tog gebeur het. Wat moet ons maak? Toe maar, miskien het hy in die bos gaan wegkruip en daar in die slaap geraak. Dink jy so? Wel, ek weet nie. Enigiets is seker moontlik, my vrou. Maar as hy in die bos is, sal Cesar hom beslis baie gou kan opspoor. Cesar, hoor hier.
Jy weet dat ons vir Parola soek. Waar is hy? Wys my. Dit is daarom baie vreemd dat Parola juis vandag so wegraak, asof hy meer kwaad is. Wat laat jou dink dat hy in die meer geval het? Oortuig, ek voel aan dat sy verdwyning iets met die meer te doen het. Kom, Lasse, jy het die minste gedoen en nou sit jy die grootste bek op vir almal. Ek het nie my hart moet gestaan. Sit toch. Niemand Parola sit my nie, Parola. Lyk my ons wys nie eens Niels het uiteindelik sy Moses tegengekom. Niels, die marionet. Nou moet ons 'n plan maak om weer van hierdie kind ontslae te raak. Hy moet maar nog 'n rukkie by ons bly. Huh? Ja, dit kan die mense nie kwaad doen om nog 'n bietjie langer oor hom bekommerd te wees nie. Los my nou, ek versmoor, ek kan nie as ek sal jou help. Ja, Dit moes hier van het tyd kom. Hoekom vra jy nie vir hom of hy honger is nie, hè? Ek keer regtig nie om hoe honger hy is. Ek wil nie naby hom kom nie, hy het my baie seer gemaak. Niels, julle is mos albei mense nie waar nie. As iemand hom kan help, dan moet dit jy wees. Maar ek wil nie. Ag kom, moenie 'n selfsugtige kind wees. Jy behoort die beste te weet wat dit is wat die ouetjie markeer. Maar Akka, goed, dan sal ek maar gaan. Ai, Parola, kyk eens hier, kyk wat het ek. Laat hy van my kyk. Sê vir hom my naam is Lasse. En mos ek skielik toestaan. Wat gaan aan met die kind? Ek dog jy verstaan hoe om kinders gelukkig te hou. Hy het hom boeglam geskrik vir jou. En 'n mens kan dit ook begryp, want jou gesig laat my ook soms huil. Hy's bang vir jou, Gustav. Uiteindelik, daar hou hy op. Ag nee. Ons sal hulp moet gaan soek. Nee, kom kyk 'n bietjie. Ek weet nie of my oom my bedreig nie, maar ek sien daar iets baie vreemds. Ek weet, dis fakkels. Die mense probeer Parola in die donker te soek. Dis wonderlik. Hulle kom help ons en ek is bly sy mense kom hom haal. Cesar. Het jy hom opgespoor, my hond? Wys my waar Parola is. Stil, ek verbeel my ek hoor voels. Hulle moet oor iets bekommerd wees. Na donker maak hulle nie meer soveel lawaai nie. Nee, my vrou, die voels bekommer hulle nie, maar hulle is opgewonde oor iets. Waaroor dan? Nou ja, ons gaan na die ander oewer. Die mense verstaan mos nie wat ons sê nie. Hoekom sê jy ons moet hulle roep? Dis mos belaglik, man, jy weet. Die mense sal wonder wat aangaan as die voëls na son onder so lawaai. Kom hier. Kyk, hulle het ons gehoor. Ek het julle mos gesê julle moet lawaai maak. Toe, die plan het gewerk. Roep weer.
Ola, daar is my seentjie. Ola, seentjie. Mamma. Perola. Ek behoort jou sommer oor my skoot te trek, wie? Jammer om slegte nuus te moet bring, Akka, maar môre bespreek die boere die meer se toekoms. Ja, Cesar, ek weet dit al. Niels het my daarvan vertel. Hy het die manne se planne afgeluister. Hallo Cesar. Hallo Cesar. Ek wil julle bedank. Julle het hom gered. My vriendjie is veilig. Cesar. Baie dankie my jou. Ons sonder jou het ons nou nog na hom gesoek. Kom. Baie dankie. Tot hoe kom nou Perola kry koud? Hoor jy iets sê vir my, die voëls het ons gehelp en hom veilig gehou. Ek stem saam met jou. Hulle het om hom gesit asof hulle hom wou beskerm. Net môre oorreed ek die boere om die meer vir die voëls te bewaar. Ja. Toe, vertel ons wat hulle vir mekaar gesê het. Hy wil môre met die boere gaan praat. Hy wil die meer vir julle bewaar, dan bly alles presies soos dit is. Dis omdat hulle dankbaar is vir julle hulp. Die take meer gaan nie verdwyn nie. Ons het gewen, dis 'n oorwinning. As ek dit ook bygetrek. Na al die gebeure het Akka hulle die meer verlaat en koers gekies in die rigting van die woud van Kolmaden. Die willigase het nie daarvan gehou om oor die gebied te vlieg nie. Hulle het die woud gevrees, net soos die mense dit gevrees het toe jagters dikwels in die digte donker woud hulle pad verloor en verdwaal het. Elke keer wat die voëls in hulle trek na die noorde oor die Kolmaden woud gevlieg het daar iets gebeur. Wat hierdie keer met hulle gebeur het, sal ons julle volgende keer vertel.